Ek wil dan net sê, die voorreg is myne. Om saam met julle hier te kan wees vanoggend en 'n woord te deel wat ek definitief glo die Heilige Gees vir my gegee het. En weet jy, toe God vir Jesus gestuur het, vir my en vir jou, het God gegaan en weet jy wat het hy gedoen? Hy het gegaan na ek wil nou sê, na die plein mense van die aarde toe, na vissermanne toe. En hy het 12 van hulle uitgekies en hy het saam met hulle en nog ander disippels die pad gestap. Hy het nie gegaan na die grootste sinagoge wat daar is en daar die boodskap uitgebring nie. Hy het na 'n klein groepie mense toe gegaan. En ek wil vir jou sê dat ek glo met my hele hart die woord van die Here vir Aggies Plettenberg Baai is dit. Die Here sien julle raak. Amen. Die Here sien julle raak. Die Here het my geleer van hoe sien mens 'n gemeente? Weet jy, mens sien 'n gemeente as 'n persoon. En die Here beskryf dit ook. Hy sê almal is nie die hand nie. Almal is nie die oog nie. En dan verduidelik hy na gelang van die mens van hoe uniek hy ons by mekaar sit en by mekaar uitbring. En ek wil vir jou sê, dit wat die Here vir my gesê het is, hy sien jou raak en hy wil vir jou 'n boodskap bring. Ek is net die boodskapper. Halleluja. En dit is vir my regtig 'n voorreg om met julle te wees vanoggend. Jy weet, ek sit daar onder en ek kyk so na pastoor en ek dink so, I'm not even worthy to tie his shoes. As jy nou vir die pastoor ken en kyk, hy oral vandaan kom en wat die Here deur hom gemaak is, hier kom ek. En hy gee my geleentheid om te praat met julle, met sy gemeente, met julle as Aggies Plettenberg Baai. En dan is ek dankbaar, pastoor. Ek is dankbaar vir die geleentheid en ek is dankbaar vir die woord wat die Here vir my gegee het. En ek wil vir julle sê dat weet jy wat, dat die Here het my hierheen gestuur met 'n woord om met julle te kom deel, 'n woord vir die huis van die Here, want hierdie is die huis van die Here. Maar dit is mos nie 'n huis van 'n persoon nie. Elke gemeente wat daar is die huis van die Here, want hy is die een wat ons by mekaar sit. So en ek glo met my hele hart, hierdie woord wat ek met jou wil deel, is van God af, en het hy vir my geopenbaar en vir my gegee, en ek wil vir jou sê vanoggend, wat ook al ek vir jou hier sê vanoggend, toets dit met die woord van God. Toets wat mense vir jou sê met die woord van God. Laat sy gees in jou hart jou oortuig dat hierdie woord van die Here is. En ek sê op die oomblik bevind die huis van die Here haarself. Die bruid van God bevind haarself in 'n oorgangstydperk. Ons het gister gepraat so 'n bietjie oor, ons sien die wêreld, as ons kyk na die wêreld, pastoor het ook hier genoem, as jy kyk na die wêreld lyk die mekaar. En daar is ongelooflike goed wat gebeur in die wêreld op hierdie stadium, en ek glo in my dat dat die huis van die Here besig is om in te beweeg in 'n nuwe fase, in 'n nuwe era. En dit is amper soos, ons ken die verhaal van die 10 maagde in Matteus 25. As jy nog dit kan onthou nie, gaan lees 'n bietjie van die 10 maagde, van 5 wat wys was en 5 wat nie wys was nie. En dis amper of die Here vir ons hierdie tydperk gee om daai ekstra olie by mekaar te gaan maak, sodat ons kan reg wees vir die dag wanneer die bruidegom kom, om sy bruid te kom haal. So met daardie in gedagte wil ek vir jou sê, ek glo, daar is iets wat die Here vir ons wil sê, wat sy kinders is, wat hy vir die bruid wil sê. Ek en Elise is daar bo, jy gaan net hoor, en dan sê ek, Elise, dan beteken dit, sy het nog net verhaal, sy moet na die volgende slide te gaan. So Elise, jy kan maar na die volgende slide te gaan. En ek wil vir jou sê, die eerste ding, daar 7 dinge wat die Here vir my gesê het, waarop ek en jy kan let, sodat ons kan verstaan wat besig is om in die wêreld te gebeur.
Maar die Here sê vir my en vir jou, ek wil vir jou gaan na Psalm, die 2 skrifte wat hy vir my gegee het, hy sê, oppas vir die nette en die strikke van die vyand. Oppas, kerk van God, Christus se bruid, oppas vir die nette en die strikke van die vyand. Veral in hierdie tyd waarin ons inbeweeg. Hy het my gegee die 2 psalms, Psalm 91 vers 2 en 3 en 124 vers 7 en 8, waar staan, ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou, want hy is dit wat jou sal red uit die stryk van die voëlvanger en van die verderflike pes. Halleluja. Dan sê die Here in Psalm 124, sy woord sê vir ons siel het vry geraak, soos 'n voël uit die stryk van die voëlvangers. Die stryk is gebreek en ons het vry geraak. Halleluja. Ons hulp is van die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die Here sê vir my vir jou, al lyk dinge so deur mekaar en alles die vyand uit om die bruid te vang en haar vas te hou, sê die Here vandag vir my en vir jou, hou goeie moed. Hou goeie moed, want ek het die vyand reeds oorwin. Die Here sê, ek het die vyand reeds oorwin, soos daai Psalm vir my en vir jou leer, vertrou op my, want ek sal jou red. Die Here sê, ek sal vir jou in hierdie tyd 'n hulp wees, ek sal jou redding wees, ek sal vir jou redding gee, en jy sal daar die redding vind in die naam van die Here, halleluja. En sy naam is Immanuel, God met ons, halleluja. En ek wil nou vir jou sê, hoe het ek daarby uitgekom? Hoekom is ek so selfverseker dat die woord wat die Here vir my gegee het, van hom afkom? En ek wil met jou deel, hoe die Here met my gepraat het. Hy het met my gepraat in 'n droom. Een oggend, my gewoonte is om in die oggende vroeg pastoor, dis my tyd saam met die Here. En as ek praat van vroeg, praat ek hier van so 5:30 se kant, want dan is alles so stil. Dis amper vir my of al die ander goed weg is, en ek kan net fokus op wat die Heilige Gees met my praat, en net voor ek wakker word, kry ek hierdie visie in 'n droom van die Here, en hy wys vir my 'n land. En soos ek staan op die land, ek het dit nou probeer skets vir jou, dat jy daarom kan sien daar, waarvan ek praat. En ek staan so op die kant, so op, as ek nou, julle het ook 'n strand, so ek staan so op die strand, en ek kyk, en ek sien hierdie ongelooflike groot oorlogskip, wat so met sy neus teen die kant, so met ander, hy is nou hierdie paadjie afgelei tot hier, en ek staan net onder. En ek kyk na hierdie skip, dis 'n grys skip, ek sien dit, maar ek weet dis 'n oorlogskip, en ek kyk so op na hom, en ver bo, sien ek hierdie woord staan, Mispa. Hy was natuurlik net anders te gespel, ek het hom M-A-S-P-A, pastoor, nou aangeleid wat ons gister gepraat het, Here, as jy droom, praat met jou Afrikaans. So, ek het dit Afrikaans gespel, toe verwonder ek myself, maar is daar regtig so 'n woord? En ek gaan kyk toe, en ek gaan soek vir hierdie woord Mispa. En hulle sê vir my, daar is 'n woord Mispa, jy spel hom net M-I-Z-P-A-H. Sê ek, as nie Afrikaans nie, maar die Here verstaan. En hy het my gewys, Mispa. En ek gaan kyk, wat beteken hierdie woord? En die woord is 'n Hebreëse woord. Nou moet jy weet, ek het geen referens van hierdie woord gehad nie, maar hier wys die Here vir my hierdie woord. En dis hoekom ek so vol selfversekering vir jou kan sê, ek glo dat die woord van die Here waar is, en dat hy sy woord vir my gegee het, en dit is 'n Hebreëse woord. En die woord beteken eintlik wagtoring of uitkykpunt. En ek wil vir jou vandag sê, dat die woord van die Here sê, hy staan op die muur en hy wag en hy kyk uit vir jou, en hy kyk na jou en hy sien jou, en hy sal omgee vir jou. Halleluja. Hy sal vir jou 'n hulp wees, want die Here weet wat besig is om te kom. En terwyl ek so na die Heilige Gees toe gaan, en ek kyk na die oorlogskip wat ek sien, en ek wonder, en ek sê, Here,
Wat wil u hê moet ek doen? Gee die Here vir my hierdie volgende skrif, Esegiel 3 vers 17. Hy praat met Esegiel, waar hy actually roep vir Esegiel, om met, vir hom sy profeet te maak. Hy sê, daar in Esegiel 3 vers 17 sê, Son of man, I have appointed you as a watchman to the house of Israel. Whether you hear a word from my mouth, warn them for me. Hallelujah. Nou vanoggend sê ek vir jou, ek glo met my hele hart, hier is die eerste waarskuwing vir my en vir jou van die Here af. Wanneer ons kyk na hierdie omstandighede en die dinge wat besig is om te gebeur, is dat ek en jy moet oppas vir die nette en strikke van die vyand. Dit is wat die Here vir my en vir jou sê. En hy sê vir my en vir jou, maar jy hoef nie bekommerd te wees vir as 'n kind van die Here nie, want ek sal vir jou 'n hulp wees. Ek sal vir jou redding gee. Daar is redding in my naam. Halleluja. Amen. En ek dink oor die betekenis van die oorlogskip en ek gee terwyl ek nog so dink daaroor, hoekom is dit nou juist 'n oorlogskip? Gee die Here vir my hierdie woord om vir my te verduidelik. Die volgende slide sal jy sien. Die Here bring sy swaard van sy gees na sy huis toe. Matteus 10 vers 24 tot 36, dis die tweede ding wat die Here met my deel. Hy sê, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar 'n swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwerk tussen 'n man en vrou, man en vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en 'n skoondogter en haar skoonmoeder. En hier is die gedeelte wat die Here vir my laat op fokus. Hy sê, en 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Halleluja. Die huis van die Here is 'n groot huis. Wanneer ek praat van die huis van die Here, praat ek nie net van AGS Plettenberg nie. Wanneer ek praat van die huis van die Here, of wanneer ons praat van die huis van die Here, praat ons van sy bruid, praat ons van al die kerke wat daar ooit is. Almal wat sê, ja, maar ons glo in Jesus Christus. En wat die Here sê vir sy bruid uit hierdie gedeelte is, dat ek en jy sal regtig moet kies, of ons vir hom is, en of ons teen hom is. Het jy al die keuse gemaak, ek kies Jesus? Ek kies om saam met hom te stap, want ek glo dis die woord van God, wat vir ons sê, ons moet volgens die woord van die Here lewe. In Matteus 12 vers 30 sê Jesus, hy wat nie met my is teen my, en hy wat nie saam met my, versamel nie, verstrooi. En vir hulle wie die Here kies, glo ek spreek die Here, hy het reeds die weg voorberei vir jou en vir my om te oorwin in hierdie tyd. Halleluja. Hy sê vir my en vir jou, dat jy hoef nie 'n slagoffer te wees nie, want ek is met jou. Vir sy kinders sê hy, ek stap saam met jou. En die antwoord om te oorwin in hierdie tyd, glo ek, lê in hierdie woord Mispa. Want, en ek het gaan kyk, waar is die woord die eerste keer in die Bybel gebruik? Nou, ek weet nie of jy die storie ken van Jakob en Laban nie. Nou, Jakob, miskien gaan dit nou vir jou bekend klink. Hy het van 'n meisie gehou, haar naam was Rachel. En toe hy nou kom by haar pa, sê hy vir haar pa, maar ek wil met Rachel trou. En hy sê, dis goed so, jy moet 7 jaar vir haar werk. En hy werk 7 jaar vir haar. En toe die pa 'n ander plan, want Leah is toe die oudste dogter, en hy sê vir, toe hulle nou die dag trou, toe weet ons nou wat gebeur toe, hy gee toe vir Leah vir hom, en toe is hy nog 7 jaar werk vir die meisie wat hy eintlik van gehou het. Nou, die Here was met Jakob gewees, en hy het hom so geseën, en vir Laban, omdat hy nou vir Laban gewerk het, was ook geseën gewees, en hulle twee trek toe so saam, die twee families. En hulle het op 'n sekere punt gekom, en toe sê Laban en Jakob besluit self, maar hulle gaan nou uit mekaar uitgaan. En Laban sê, maar weet jy wat, Jakob,
Kom ons rig 'n altaar hierso op. En ons rig die altaar op vir ons en vir die wat na ons kom, om te sê dat die Here moet vrede hou tussen ons, my en my familie en jou familie, sodat ons nooit weer met mekaar sal beklei, of dat ons nie met mekaar sal beklei nie. Ons gaan 'n verbond maak met mekaar en die Here gaan daardie verbond self in plek hou. En daardie plek, daardie altaar wat hulle daar opgekry, dit het hulle toe Mispa, waar die Here die verbond sal hou tussen die twee mense en hulle families. En God het reeds vir die mens 'n verbond gegee, 'n belofte, en daardie belofte is die oorwinning deur Jesus Christus. Jesus Christus is die verbond tussen ons en God. Halleluja. En weet jy wat? Is dat God sê, hy is die een wat daardie verbond in stand sal hou. Hy sal vir my en vir jou sorg. En ek wil sê dat hier is 'n belofte wat die Here gee vir hulle wie hom kies. Hy sê in Jesaja 41 vers 10, wanneer ek my lewe inrig, sê volgens sy verbond wat Jesus Christus is, sê die Here vir my hierdie belofte. Jesaja 41 vers 10, hy sê, wees nie bevrees nie. Halleluja. Die Here sê, wanneer ek in die rondkyk en ons sien hierdie dinge wat gebeur, sê die Here vir ons, moenie bevrees wees nie. Hy sê, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek ondersteun jou, en ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Halleluja. Is dit nie iets fantasties om oor bly te wees nie? Wanneer ons die dinge so sien gebeur, dat die Here nog steeds sê dat hy by ons sal staan, halleluja. Hy sal ons help, en hy sal ons beskerm, halleluja. Kyk gou na iemand langs jou, skud hulle net so wakker en sê, hey, die Here is vir jou, halleluja. Dit bring my by die volgende punt. Die derde ene, wat ek glo die Here vir my gesê het vir ons, is dat die Here ken sy huis, en hy sal self sy huis oordeel. Die Here ken sy huis, en hy sal self sy huis oordeel. 2 Timoteus 2, Paulus is in die woord, hy sê in vers 20, maar 'n groot huis, in 'n groot huis, is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. In die 7 gemeentes van Openbaring wat die Here praat hy juis in 'n tydperk, en die teoloog sal vir jou sê, wanneer hy praat met die gemeente van Laodicea, glo die skrywers, hulle het daai tyd gepraat, of daai brief is juis geskryf vir 'n tydperk soos die waarin ons onsself bevind. En die Here het in Openbaring, sê die woord van die Here in Openbaring 3 vers 15 tot 16, sê hy vir die gemeente van Laodicea, hy sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, spoeg ek jou uit my mond uit. Wat sê die Here vir my en vir jou? Hy sê, in hierdie huis van my, is daar mense, wat regtig soos goud en silwer is. Maar daar is ook mense, wat soos hout en erdewerk is. Sommige werk tot eer van my, en ander werk tot oneer van my. Die Here sê, wanneer hy kyk na sy huis, hy sal self met die mense wat in sy huis is, deel. Halleluja. Hy sal kom en hy sal kyk na ons harte. Hy sal kyk na hoekom ons hom kies, wanneer ons sê dat ons hom kies. Dan sê die Here vir ons ook, hy waarsku ook die getuig dat hulle hom kies in 2 Timoteus 2, as ek nou daai tweede vers daar lees, vers 21, dan sê die Here, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees,
geheilig en bereikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Wat sê die Here vir sy kinders? Hy sê, daar is sekere goed wat jy moet aflê. Halleluja. As jy sê, ek kies die Here, is daar sekere goed wat ek moet aflê, sodat ek gereinig kan word. En ek wil nou juist kyk, waarvan? Watter goed sê die Here, as iemand hom dis hiervan deeglik? Ek het dit spesiaal so agterste voor hom geskryf. As jy kyk na die volgende vers, waarvan moet hulle self reinig? Waarvan moet die kinders van die Here hulle self in 'n gemeente reinig? Hy sê die volgende, vers 16, 17 en 18, hy sê, maar die onheilige en sinnige praatjies moet jy vermy. Vermy onheilige en onsinnige praatjies, sê die Here vir sy huis. Want, jy moet dit vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. Wanneer ek nie vashou aan die Here nie, wanneer ek vashou aan onheilige, onsinnige praatjies, dit sal net eindig in goddeloosheid op die einde van die dag. Dan sê die Here ook vir my, vers 17 en 18, praat hy van die twee manne wat ander woord gebring het wat die Here nie gesê het nie, en hy sê vir ons ook daar, dat hulle afgedwaal het van die waarheid, so ons moet oppas vir vals leringe. Ons moet oppas as mense ons goed wil leer, wat nie volgens die woord van God is nie. En dan sê hy vir ons, dat hierdie dinge is juist die nette en die strikke waarmee die vyand die kinders van die Here wil vang en in 'n gevangenis sit, halleluja. Daar die dinge wat nie van hom af is nie. So die Here sê vir my dat ek en jy moet skoonkom, halleluja. Daar sekere goed in ons lewens wat ons moet aflê. En weet jy hoe goed is die Here? Die Here sê dat hy sal self met jou werk as individu. Die Heilige Gees sal met jou praat as individu, om jou op te rig en om jou te stig. Dan vers 19 sê hy, evenwel, al kom daar mense met onsinnige, onheilige praatjies, al kom daar mense met valse lering by jou uit, dan sê die Here vir jou en vir my, daar is een ding wat vas staan, vers 19, en dit is die fundament van God wat hy reeds daar gestel het. Ons moet vashou aan sy fundament met hierdie seël, die Here ken die syne is. En laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Wat sê die Here? Die Here sê vir ons vanoggend, hy sê, my kinders, wanneer jy in my lewe, wanneer ek in jou lewe kom, wanneer jy my kies, dan gaan ek met jou werk. Halleluja. Daar gaan restaurasie in jou lewe plaasvind, want ek gaan verwag dat jy sekere goed moet aflê en ander moet opneem. Jy moet verwag dat in jou lewe is daar sekere mense wat valselhede in jou lewe ingeplant het of probeer inplant het en dat dit die vyand is, maar die Here sê, hou goeie moed, ek is hier om jou te help. Because he is coming. And he's coming to fix those who know he knows. Die Here sê, ek kom om hulle te haal wie ek ken. Halleluja. En dan wil ek vir sê, die volgende, maar ek en jy hoef nie te vrees nie. Ons hoef nie te vrees vir 'n tyd soos hierdie nie. Ek en jy moet weet dat die Here is hier vir ons. Halleluja. Ek en jy moet weet, hy, Jesus Christus, is die verbond van die Vader vir ons. Halleluja. Ons kan nie daarvan af wegkom nie. Ons kan nie ons eie plannetjies maak nie. Ons kan nie ons eie weg kies nie, want daar is net een verbond en sy naam is Jesus Christus. Hou vas aan die woord van die Here vir ons. Halleluja. Hy het vir ons sy woord gegee. Onthou, hy het gesê, hy bly getrou aan sy verbond met ons. Hy sal sy verbond in stand hou. Al wat hy vra van my vir jou is, ek en jy moet kies om hom te volg.
Want Jesus is die woord van God. Hy wys ons waarin ons redding lê. Halleluja. Die Heilige Gees sal altyd verwys na Jesus. En ek wil kom by punt nommer 4, wat sê, wat ek glo die Here vir my gegee het is dat ons redding lê juis daarin om Jesus te ken en nie net van hom te weet nie. Halleluja. Die Here wil hê ons moet groei. Die Here wil hê ons moet nader na hom kom. Hoor wat sê die woord van die Here Matteus 7 vers 29 tot 23. Hy sê die volgende: Nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer nie, in U naam duivels uitgedryf, in U naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek openlik aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat ongeregtigheid bedryf. Dit is so belangrik dat ek en jy moet weet, ek en jy moet deur Jesus Christus gerestoreer word. Ek en jy moet nader na die Vader toe kom. As ons hom wil ken, is dit juis wat die Here vir ons lees. Soos eerstens om Jesus die woord van God te ken beteken baie eenvoudig om saam met hom in 'n ware persoonlike verhouding te staan. Halleluja. Hoe staan ek in 'n ware persoonlike verhouding? Wanneer die Heilige Gees met my gesels en met my praat oor die dinge wat hy wil hê ek moet aflê, dan doen ek wat hy vir my sê. Halleluja. As hy vir my sê gaan, dan gaan ek. As hy vir my sê staan stil, dan staan ek stil. Because wanneer ek met hom dan so praat en met die Here redeneer, is dit nie dat hy met my terugpraat nie. Is dit nie dat hy my begin leer ken nie, halleluja, en ek leer hom ken op 'n persoonlike vlak. Want dit is juis wat die Here wil doen. Hy wil hê ons moet gehoorsaam wees aan sy woord, omdat jy daarin glo, omdat jy glo in sy woord, sê die Here dat jy deur die geloof gered sal word. Halleluja. Wanneer jy na die skrif kyk, kan jy nie anders om saam te stem dat ware disippelskap nie net uit uiterlike godsdiens kom nie. Ware disippelskap is 'n lewenstyl en die lewenstyl is wat geoordeel word. Halleluja. Dit is vir my so mooi toe pastoor vanoggend sê iemand is daar om te help, daar waar die shacks afgebrand het. Hoe kyk die Here na sy kerk? Hoe kyk die Here of jy waarlik 'n disipel van hom is? Weet jy, dis maklik, hy verduidelik dit vir my en vir jou. Matteus 25 praat hy oor die skape en die bokke, wat hy geskei het. En dan sê die Here vir hulle, ek was koud, en julle het my niks gegee om aan te trek nie. Ek was in die gevangenis, en julle het my nie besoek nie. Dan sê die Here, ek was honger, en julle het my niks gegee om aan te trek nie. En dan praat die Here nog so aan, dan sê hy vir hulle, dan sê hy, maar Here, wanneer het ons die honger of dors gesien, of naak, en dan sê die Here, soveel as julle het vir een van hierdies van my nie gedoen het nie, het julle dit nie vir my gedoen. What is God saying to me and you? Ware disippelskap is nie net uiterlike godsdiens nie. Ware disippelskap is waar ons hom leer ken, waar ons sy woord leer ken en saam met hom begin stap. Halleluja. Die volgende punt daar, wat ek glo die Here met my gedeel het vir die huis van die Here, is ons moet soek na die wil van die Vader vir ons lewens. Halleluja. Dit is daar. Ek en jy kan weet wat die Vader se wil vir my en jou lewe is. In Psalm 25 vers 14 staan daar, die verborgenheid, met ander woorde, iets wat 'n geheim is, iets wat weggesteek is,
van die Here, die wysheid wat van God kom, die wil van die Vader is vir die wat hom vrees. Halleluja. Die Here sê vir my en vir jou vanoggend, die wil van die Vader, wat hy wil hê ek en jy moet doen, as persoon, in my eie hoedanigheid, waar die Here sê, dat ek moet verander, is 'n verborgenheid, is weggesteek. Maar dat hulle, wie hom vrees, aan hulle sal hy sy verbond gee, om hulle dit bekend te maak. Duidelikheid hierdie Psalm is die wysheid van die Here kom, 'n verborgenheid wat nie vir almal sigbaar is nie. Die woord van die God word nie altyd verstaan deur almal nie. Het jy nie alself op 'n stadium in die Bybel gekom en jy lees die Bybel, die woord van die God, en dan het jy hom al deurgelees, die boek al deurgelees, en dan kom jy net op 'n spesifieke plek, en dan sê jy, wow, ek het dit nog nooit raak gelees nie. Kyk wat sê die Here, en jy deel saam met iemand, kyk wat sê die Here vir my. Is omdat die Here vir jou dit begin openbaar. Maar dit is wel sigbaar vir hulle wat die Here vrees, deur sy verbond, wat Jesus Christus is. Maar jy moet hom ken, en Jesus sal slegs geken word, deur hulle wie hom vrees. Dan sal hy aan hulle sy verborgenheid, sy wil bekend maak. En hier is die swaard, waarmee die Here kom. Almal wil Jesus ervaar. Almal wil die gawes besit, maar nie almal wil Jesus lewe. What is God saying to us this morning? Wat sê die Here vir my en vir jou vir hierdie oggend? Hy sê vir my en vir jou, jy en ek moet Jesus lewe. Die belofte om die wil van die Vader te ken is egter net vir hulle wie hom leer ken, beskore. Aan hulle sal hy geestelike wysheid gee, raad gee en waarhede wys, sodat jy hom kan leer ken deur jou alledaagse lewe. Halleluja. Wat sê die Here? Die Here sê vir my vir jou vanoggend, hy sê, my kind, ek wil in 'n verhouding met jou staan. My kind, ek ken jou. Ek weet wie jy is. En ek wil hê jy moet my ken. Ek wil hê jy moet jou lewe verander, sodat jy my wil vir jou lewe kan ken. Wil ons elkeen nie maar net weet waarvoor God ons gemaak het nie. Wat is my purpose, Here? Die Here sê vir ons in die Psalms, dat hy nog voordat jy in jou ma se maag gevorm was, het die Here alreeds vir jou 'n purpose gehad. Halleluja. Amen. Dan sê hy vir jou, wanneer jy gevorm is in jou ma se maag, hier in die baarmoeder, dan het hy 'n doel vir jou reeds gegee. So wat sê God vir my? Hy sê vir elkeen van ons, elke individu het die Here 'n plan vir jou lewe. Ons moet daardie plan by hom uitvind. Halleluja. En dit is wat die Here vir ons sê. Soek die wil van die Vader. Soek. Ons wil nie deesdae soek nie. Ons wil kits hê. Ons wil kits hê. Maar die Here sê, ek wil eers aan jou werk. Halleluja. Die 6de punt. Ons moet ons fokus op sy woord en ons lewe daarvolgens inrig. Ons moet fokus op sy woord en ons lewens daarin inrig. Psalm 25 vers 15 sê hy, my oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. Halleluja. My fokus, my oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voete uit die net lei. Halleluja. Ek wil vir jou vanoggend deel met jou my ervaring. My ervaring is dit, is dat net in sy teenwoordigheid, in die teenwoordigheid van die Here, kan die Here my voete uit die net van die vyand uitlei. Want dit is gewoonlik
Die dinge wat my gevangene hou, die dinge wat my weghou van hom af, wat keer dat ek sy stem kan hoor vir my. Wat keer dat ek kan verander. Die strikke van die vyand is tog aan my en jou bekend. Sonde, versoekings, vrees, dit wat ons keer om die Here voluit te dien, veral sondeskuld. Wie die vyand regtig is, en ons omstandighede. Jakobus 4 vers 7 tot 8 sê die Here, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Ek is so opgewonde om met jou vanoggend hierdie te deel. En om vir jou te sê, moet oor niks bevrees wees, as jy die dinge sien wat gebeur. Jesus praat met sy disippels, en hy sê vir hulle vra van wanneer kom hierdie dinge, en Jesus sê vir hulle, julle sal die gerugte hoor van oorlog, en van aardbewings. Is dit nie presies wat ons nou hoor nie? Is dit nie presies wat ons nou sien nie? Daarom sê die Here vir my en vir jou, hou jou fokus op my woord. Kom in my teenwoordigheid, sodat wanneer die bruidegom kom, halleluja, dat jy gereed sal wees. Die Here sê kom, dat hy jou verander, dat hy jou gebruik in sy koninkryk, sodat wanneer hy kom, dat jou lamp vol olie sal wees, en dat jy nog ekstra olie het, om deur te gaan, halleluja. Nader tot my, en ek sal tot julle nader. Kom in die teenwoordigheid van die Here, wat belangrik is. Die 7de, wat die Here vir ons sê is, weet hierdie waarheid. Ons het Jesus nodig, om die oorwinning te kry. We cannot do it out of our own. Ons kan dit nie uit ons eie uitdoen. Ons het Jesus nodig. Ons het sy teenwoordigheid nodig. Hy sê in Psalm 25 vers 16, wend u tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. Halleluja. Ek wil vir julle sê, die psalmskrywer sê ook, daar is niks goeds in my nie. Wat goed in my is Jesus Christus. Wat goed in my is die verbond wat hy met my gee. Ons is inderdaad uit genade gered deur geloof in Jesus Christus. Het hy ons geskep om sy wil te doen. In Efesiërs 2 vers 8 tot 9 staan daar die volgende. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om homself trots te wees nie, op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. Halleluja. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep, halleluja, om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En ek wil hiermee afsluit vanoggend. Ek wil hiermee afsluit. Dat die Here sê, die tyd waarin sy huis nou beweeg, moet ek en jy net onthou, dat hy is nog steeds daar. Hy is nog steeds daar. Hy is nog steeds aan my en jou kant. Hy wil in 'n verhouding met my en jou staan. Hy wil hê dat ek en jy in sy teenwoordigheid gevind moet word. Hy wil vir my en vir jou sê, wat hy alreeds oor ons lewens gedink het, nog voordat ons gebore is. Hy wil vir my en vir jou die pad wys. Hy het ons lief, halleluja. En dit het nog nooit verander nie, want hy hou nog steeds daardie verbond tussen ons en hom in stand. Die Here sê, wat ek glo met my hele hart, oppas vir die nette en strikke van die vyand waarmee hy jou wil vang. Die Here sal self sy swaard bring na sy huis toe,
Ons fokus is nie op die ander nie, ons fokus is op my en sy verhouding. Die Here ken sy huis en hy sal sy huis self oordeel. Ons redding lê daarin om Jesus te ken en nie net van hom te weet nie. Ons moet soek na die wil van die Vader vir ons lewe. Maak tyd vir die Here in jou lewe. Because he will talk to you. Hy sal met jou praat. Hy sal jou lei. Hy wil in 'n verhouding met jou staan. Ons fokus moet wees op sy woord en ons moet ons lewens daarvolgens inrig. En dan weet hierdie waarheid, ons het Jesus nodig om daardie oorwinning te kry. Ons het Jesus nodig, want hy is die verbond. Hy is die verbond. Ek wil vir jou sê, dit kan 'n swaar woord wees, maar ek wil vir jou sê, ek glo weer eens uit my hele hart, hierdie woord het hy eerste gebring na die AGS Plettenberg Baai toe, na my en jou wat hier sit, sodat ek en jy kan weet, dat die Here sien my raak. Die Here sien my raak. Die Here ken vir my en vir jou. Ons wat hier sit, is vir mekaar. Ons moet na mekaar kyk. Ons moet mekaar help. Ons moet mekaar bystaan. Want die tyd kom, wanneer ons mekaar nodig het. Kom ons maak ons oor toe. En ek sluit vir ons af met gebed. Vader, wat 'n eer en wat 'n voorreg om U te kan ken as die Here, die God, die Almagtige, die Allerhoogste, soos daai een liedjie wat ons vanoggend gesing het, die Here, die Allerhoogste, want daar is geen iemand wat hoër as U is nie. Niemand is hoër as U nie, Here. Niks is hoër as U nie. U woord staan vas, Here. Die fundament van U woord staan vas en daaraan mag niemand verander nie. Niemand bysit nie. Net U woord. Vader, as 'n gemeente, as die mense deel van U huis, U bruid, sê ons vanoggend dankie, Here. Dankie dat U vir ons omgee. Dankie dat U na ons kyk. Dankie dat U vir ons leiding gee. Dankie dat U ons wil ken en saam met ons stap. Dankie dat U by ons stil staan. Wat 'n voorreg om met kinders van die Here U woord te kan deel volgens wat U dit gegee het. Ons prys U want U is met ons. Vader, ek bid vir pastoor en vir hierdie gemeente, Here, want ek weet, as 'n vader, het U net die beste vir hulle in gedagte, Here. Ek bid, Vader, dat U vir elke individu hier wil seën, Here, sodat geestelike ore sal oop wees en geestelike oë sal oop wees om U te ken, Here. Ek bid, Here, dat dit wat in hulle pad staan, elke individu, Here, wat in hulle pad staan om in die teenwoordigheid in te stap, Here, deur Jesus Christus wat ons verbond is. Ek bid, Here, dat U dit sal wegvat, Here, sodat elkeen net voor U kan kom buig, Here, net voor U kan kom stil staan en U kan ervaar as God, as Vader en as Here. Ons prys U in Jesus naam. Amen.